So hoe herstel, hoe word my uitverkiesing herstel? Deur die boek van die ewige lewe. Die herstelling, die uitverkiesing wat voortvloei. Toe Adam en Eva in die tuin van Eden sondig en tot 'n val kom, toe breek hulle die uitverkiesing. Toe verbreek hulle die uitverkiesing. Hulle het dit gedoen. En daarom was dit nodig dat Jahvashua moes kom, dat Vader Jahwe moes kom en deur sy seun Jahvashua, dis Jesus Christus, weer vir ons die uitverkiesing bied. Hy bied dit aan. Wil jy dit hê? Wil jy dit nie hê nie? Dit kan net gebeur deur die onderdompeling. Eers bekering, dan onderdompeling. Ekskuus, in die naam van Jahvashua tot vergifnis van die sonde. Dis waar hy sê, hy vat ons kleed van sonde en hy werp dit in die diepste van die see en hy dink nooit weer daaraan nie. Die woord sê so, hy dink nooit weer daaraan nie. Nou is die onus op ons, op u en op my, om ons uitverkiesing na ons herstel is, rein en heilig te hou. Kom ons lees weer vers 13, maar ons as apostels moet Jahwe Almagtig altyd oor julle dank, broeders, Jahviste, wie deur Jahvashua bemin word, soveel so, dat hy sy lewe gegee het vir ons. Dat Jahwe ons Elohim, julle van die begin af uitverkies het, daai van die begin af uitverkies het, voor die grondlegging van die aarde. Almal, elke mens, uitverkies tot die ewige lewe. Tot saligheid en heiligmaking van die Ruach HaKodesh. So daar's 'n kondisie. Het jy gesien? Wanneer my uitverkiesing herstel is, deur die bad van wedergeboorte en bekering, dan is die onus by my om my uitverkiesing in stand te hou, deur die saligheid en heiligmaking van die Ruach HaKodesh, dis wat die woord sê, wees heilig, want ek is heilig, sê Jahvashua, en geloof in die waarheid. So jy moet in die geloof bly. Jy moet in die geloof bly. Hebreërs hoofstuk 11 vers 1. Jy moet in die geloof bly en in die waarheid. Dit help nie jy bly in enige geloof nie. Hy sê en in die waarheid. En dit wat ek vir u hierso bring is waarheid, want nog nie een het my probeer kom verkeerd bewys nie. As dit leuns was, dan het 100 ouens op my gespring. Nog nie een nie, nie 'n pastoor nie, nie 'n predikant nie, nie 'n teoloog nie, nie 'n dokter, nie een nie, want hierdie is skrif. Nou sê vers 14, waartoe hy, Jahwe, ons Elohim, julle as bruid van Jahvashua, geroep het deur ons Bybelse evangelie. Wie praat hierso? Apostel Paulus. En Apostel Paulus se tyd het die naam Jesus en God en Christus nie bestaan nie. Want daar is als Griekse woorde. Die naam Jesus is eers in die 16de eeu geskep. Gaan kyk wat sê die AI, ek moet dit sê. Gaan kyk wat sê AI, wanneer was die letter J geskep? So maklik soos dit. Dit word jou oogies seker oop te maak. En want hier's 'n onus hierop. Waartoe hy, Jahwe, ons Elohim, kyk my vingers, julle kyk my vingers, as bruid van Jahvashua, geroep het deur ons, dis Paulus se bediening, ons Bybelse evangelie, om die heerlikheid van Jahvashua te verkry. Jy kry dit, die bo-natuurlike ewige lewe, deur gehoorsaamheid aan die woord van Jahvashua. So dan broeders, so wat sê hy? As hy sê so dan broeders, hy praat ook met ons in 2026, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is. Waaraan? Aan die bo-natuurlike geopenbaarde woord. Of deur 'n woord, of deur 'n brief van ons. Met ander woorde, Paulus sê wees versigtig, want in sy tyd was daar dwaalprofete wat gekom het. En seker goed kom sê het rondom die bediening. Dan sê hulle asof Paulus dit gesê, want Paulus het nooit gesê nie. Hoeveel keer het mense al gekom en sê, Prof Hannes het so gesê of so gesê, dan het ek dit nooit gesê nie. Gelukkig ken ek my boodskap uit my kop uit, en ek weet wat ek gepreek het, al is daar 3500 video's, ek weet wat ek in elkeen gepreek het. So wanneer mense kom en videoetjies aan mekaar las, om my te laat kom en lyk, of stupid lyk, weet ek dit onmiddellik. Verstaan jy wat ek sê? Jy kan nie glo tot watter extremes gaan mense om hierdie evangelie af te druk in die modder in, maar weet jy wat?
Hulle kan nie, die Katolieke kon dit nie eens oor 2000 jaar reg kry nie. Want hier is besig om plaas te vind, vandag in 2026, wat reeds 2000 jaar gelede gebeur het, voordat daar ooit 'n Katolieke kerk was.